Goeiemôre vriende, ons is by die begin van 'n nuwe week en die begin van 'n nuwe maand en die gebed van my hart is dat die Here ook in hierdie koue wintersmaande ons harte sal verwarm deur die waarheid van sy woord en dat hy ons sal rig en lei op die pad van geregtigheid en dat ons deur die waarheid van God se woord dan ook 'n beter verstaan van die Here sal kry en dan ook so sal groei in die kennis en genade van ons Here Jesus Christus. En ek glo dat u ook by elke oordeenking sal sien die hart waarmee dit gedoen word, 'n hart van liefde, 'n hart van verstaan. Onthou dieselfde geestelike stryd wat u beleef is die geestelike stryd wat ek beleef, dieselfde waarheid wat u lewe verander moet my lewe verander. En daarom is die gebed van my hart dat u ook sal sien dat hierdie boodskappe ten doel het dat ons in die eerste plek die heerlikheid van God sal sien, dat ons ons eie verdorwenheid sal sien, maar dat ons ook die groot genade in Christus sal sien wat ons roep, wat ons trek, sodat ons in vrede en in veiligheid saam met die Here kan wandel. Daarom is dit vir my ook 'n begeerte dat ek self sal groei deur die lees en die prediking van die woord, maar dat u saam met my sal stap en dat ons saam sal groei en dat ons hierdie waarheid sal liefkry, dat ons hierdie waarheid sal omhels, dat ons hierdie waarheid sal uitleef en dat ander siele ook vir die Here Jesus Christus gewen sal word. Nou vriende, ons is tans besig met hierdie baie besondere reeks wat handel oor gelykenisse. Vir u gesê dit is aardse stories met ewige en hemelse waarhede daarin vervat. Nou ons het alreeds vir u gesê dat die Here Jesus ruimskoots gebruik gemaak het van gelykenisse. Daar is oor die 30 gelykenisse opgeteken in die Nuwe Testament, waar die Here Jesus deur hierdie aardse praktiese stories dan ook geestelike waarhede by mense tuis gebring het. En die eerste gelykenis waarby ons stil gestaan het, was dan die gelykenis van die saaier. U sal onthou dat die saad wat gesaai word, volgens die verklaring wat Jesus self daarin gee, is dan ook die woord van die Here. 'n deel het langs die pad geval, 'n deel sê die Bybel het op die rotsagtige plek geval, 'n deel het tussen die dorings geval en 'n deel het op die goeie grond geval. En ons het nou gekyk na die verklaring daarvan, vir u gesê dat die eerste 3 groepe, die wat op die pad geval het, die wat op die rotsagtige plek geval het en die wat tussen die dorings geval het, is mense wat nooit by die Here uitgekom het. Dis mense wat ongered is, dis mense wat op 'n stadium so 'n bietjie reaksie getoon het op die woord, maar nooit deurgegaan het met die Here nie. Hulle is nie weergebore nie. Daarom kan hulle nie volhard nie. Ons het gekyk na die gedagte van die saad op die goeie grond en ook na die gedagte van die 30, 60 jaar 100voudige vrug wat mense dra, hoe ons meer vrug kan dra, hoe ons dan ook kan groei in die kennis van die Here Jesus Christus. U sal onthou ons vir u gesê, deur die lees van die woord en deur die memorisering van die woord, die onderlinge byeenkomste, om te luister na boodskappe, om evangelisasiewerk te doen, om al hierdie geestelike deugtes ten uitvoer te bring in my lewe. Die vrug van die Gees, baie belangrik om te sien hoe lyk die vrug in my lewe en hoe ek kan uitleef en meer vrug kan dra tot eer van die Here. Nou vriende, ek wil vanmôre so 'n bietjie poog om hierdie selfde gelykenis toe te pas op die kind van die Here se lewe. En voor u nou wonder wat ek nou gaan doen en hoe ek dit gaan doen, wil ek tog vra dat u my sal verdra om net kortliks vir u te verduidelik. U sien, baie keer kom ons by kinders van die Here en in die jare wat ek self die pad met die Here stap, het ek dit in my eie lewe gesien en ek hoor by 9 uit die 10 kinders van die Here presies dieselfde verhaal. Ons ken die waarheid van die woord, ons is lief vir die woord, ons luister na die woord, ons verkondig die woord, prediking is vir ons belangrik, en dan kom daar tye van verslapping in ons lewe. Daar kom tye waar ons nie meer so ywerig is vir die Here en vir sy saak nie. Dis nie dat ons weer teruggaan na die sondige praktyke en die godsdiens vaarwelroep nie, maar daar is 'n traagheid en daar is 'n bietjie 'n laksheid in ons lewe, so amper soos die Efesiërs gemeente wat hulle eerste liefde verlaat het. En dan, en dis die hartseer vriende, dan hoor ons die woord, maar dit het nie meer dieselfde impak in ons lewens soos dit eens op 'n tyd gehad het nie. En daarvoor moet ons baie versigtig wees, want die Here sê as sy woord na ons kant toe kom en dit val op die pad, of die gedagte dit val op die rotsagtige plek, of dit val tussen die dorings, dan gaan ons die tug van die Here in ons lewens ervaar. U kan maar Hebreërs die 12de hoofstuk gaan lees. Die Here is baie duidelik daaroor dat hy sy kinders tug as hulle na hom nie wil luister nie. Sy tug is nie om ons te vernietig nie. Sy tug het altyd 'n doel om ons te herstel, om ons terug te bring na 'n nuwe ywer. En daarom sê die Here ook aan die gemeente in Efese, daar in Openbaring die 2de hoofstuk. Hy sê vir hulle, hulle moet terugkeer na hulle eerste liefde. Wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. My gebed is dat u ook vanmôre u eie lewe in oënskou sal neem. Vir die Here sal vra, Here, hoe lyk my lewe op die oomblik voor u? Is ek nie miskien 'n kind van u wat so gewoond geraak het aan die woord, dat dit nie meer die impak op my lewe het wat dit behoort te hê nie? En kom ek begelei u so baie vlugtig
deur hierdie gelykenis en ek maak dit van toepassing op kinders van die Here, weergeborenes, mense wat vrug dra, mense wat lief is vir die Here, maar weens omstandighede of miskien laksheid of 'n nalat om sekere dinge te doen, het daar sonde in jou lewe ingekom en die woord het nie meer die impak op jou lewe wat dit behoort te hê nie. Dit kan wees dat jy die woord gehoor het die naweek en die woord het langs die pad geval. Die hart het miskien so bietjie hard en koud en afgestomp geraak, soos die gemeente in Efese, waarvan die boek Openbaring vir ons leer. As jy nou die boek Openbaring gaan bestudeer, vriende, dan sal jy baie gou agterkom, daar in Openbaring die 2de hoofstuk, word daar 7 gemeentes genoem, Openbaring 2 en 3, 7 gemeentes genoem, en 5 van hierdie 7 gemeentes word deur die Here tereggewys, omdat hulle die waarheid van sy woord nie meer ter harte geneem het, en 'n liefde vir hom gehad het, soos hulle behoort te gehad het nie. Nou kom ons kyk gou-gou, wat is 'n paar redes wat ons harte afgestomp en koud kan laat raak teenoor die woord van die Here? Dat ons nog steeds kerk toe gaan en ons lees nog steeds die Bybel, maar dat dit nie impak in ons lewens soos dit behoort te hê nie. En ek kan vir u 'n paar goedjies vinnig noem. Vriende, een van die vernaamste dinge wat ek agterkom, is sonde waarmee kinders van die Here heel. Hulle kom agter daar is dinge in hulle lewe wat nie lekker is nie, en in plaas van om dit te bely, en in plaas van om dit te laat staan, begin hulle dit regverdig en verdedig, en dit so bietjie met handskoene hanteer, en later begin hierdie sonde ook hulle oë verblind vir die waarheid, en hulle hoor nie meer regtig wat God sê nie, en dan moet ek vir u waarsku, dat u moet pas op dat die tug van die Here nie oor u lewe kom nie. Daar is ook 'n ander manier hoe ons harte koud en afgestomp kan raak teenoor die woord. Vriende, ons raak gewoond aan die prediking, sonder om te buig voor God se woord en voor sy gesag. Ek hoor baie keer hoe kinders van die Here ligsinnig raak, wanneer dit kom by die dinge van die Here. Hulle maak ligsinnige aanmerkinge oor die prediking, of oor dit wat hulle gehoor het uit die woord, of gelees het uit die woord. En vriende, dit behoort nie so te wees nie. God se woord moet elke liewe keer ons harte tref, want ons beweeg in die huis van die Here, ons beweeg in ons studeerkamer, altyd met die begeerte, Here, vorm my, verander my, praat met my, want as ek die woord lees, dan praat God met my. En daarom is dit belangrik dat ons sal buig onder die gesag van God se woord. Nog 'n rede waarom kinders van die Here se harte koud en afgestomp raak en die woord amper op harde grond val, en die duiwel en al die dinge wat ons in ons lewens beleef, steel die woord van ons weg, is eiesinnigheid of selfvoldaanheid of hoogmoed of kritiek. Dink bietjie aan die eie lewe, soos ek aan my eie lewe dink. Hoe dikwels is ons eiesinnig? Die gedagte van, wat wil die dominee my kom leer? Of selfvoldaan om te sê, weet jy wat, ek studeer al jare lank die Bybel, en ek dink ek weet redelik genoeg, en daar kom 'n geestelike hoogmoed in my hart waar ek ander kritiseer, terwyl ek eintlik self skuldig staan voor die Here. Ek wil die splinter uit die ander een se oog haal, terwyl die balk in my eie oog is. Daarom is dit belangrik dat u en ek hierdie gelykenis ook op ons lewens sal toepas, en sal vra, Here, het my hart nie koud en hard geraak, en afgestomp geraak vir u woord, sodat my nie tref, soos dit my eens op 'n tyd getref het nie. Daar is nog 'n gedagte, vriende, hoe ons harte koud en afgestomp kan raak, hard kan raak, dat die saad van die woord nie kan val nie, en dit nie kan vrug dra in ons lewe nie. Dis die nalat van geestelike dissipline, soos Bybelstudie of gebed of die onderlinge byeenkomste of om hierdie woord van God te oordink en te bepeins en te herkou, sodat my lewe dan ook 'n landingsplek kan vind en vrug kan dra. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, dat as ons in hierdie gevaarsone onsself bevind, dat ons nodig het om te buig voor die gesag van die Here. Ons lees in die Bybel van sekere konings, wat die woord gehoor het en dit verontagsaam het. Ons dink aan die man Salomo, ons dink selfs aan die apostels, wat die Here hulle verwyd het oor hulle ongeloof, en die hartseer gevolge wat dit in hulle lewe gehad het. Ons dink aan hierdie 5 gemeentes wat ek vir u genoem het in die boek Openbaring. Dan wil ek u oproep, maak seker dat u hart nie hard geword het, koud en afgestomp geraak het nie. En vriende, as dit vanmôre die geval is, wil ek jou vra die Here, Here, gee my weer hierdie eerste liefde, gee my weer 'n sagte hart, 'n ontvanklike hart, dat ek u woord sal hoor, dat ek weer opgewonde sal raak om u woord te hoor, dat ek weer die uitdaging op my lewe sal raak sien, en Here, dat ek sal doen wat u van my vra, en dat die roofvoëls van die hemel en die ou vyand nie hierdie waarheid kom wegsteel, en ek van die kerk wegry of uit my studeerkamer beweeg, en vergeet wat u vir my gesê het nie. Mag die Here my en jou bewaar, want vriende, my en jou hart is bedrieglik bo alle dinge. Mag u en ek ook die
kosbare, toepaslike waarheid op ons eie lewe sien, en dat ons sal sien ook, dat ons nodig het om te bely, te laat staan, sodat ons barmhartigheid kan verkry. Kom ons vra die Here in gebed, dat hy vir ons genade sal gee. Hemelvader, U sien hoe gou ons harte koud en afgestomp raak. Ons lees maar van hierdie 5 gemeentes in die boek Openbaring, en ons is hartseer as ons sien, hoe hulle ook sekere dinge in hulle lewe toegelaat het. En ag Here, ons pleit by U, dat U ons sal vergewe, dat U ons sal reinig met die kosbare bloed van die lam. En Vader, dat U ons harte sal omdolwe met U woord, en dat U Gees weer opnuut hierdie saad van die woord in ons harte sal laat inval, sodat dit wortel kan skiet en vrug kan dra, wat by die bekering pas. Ja, 30, 60, 100voudig tot U eer. Amen. Vriende, seën vir U, ons bid vir mekaar, ons dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus. Mooi dag verder, tada.